Goed, ek wil gevra dat al die kinders vorentoe kom. Al die kinders kom vorentoe. Goed, julle, ek wil 'n bietjie 'n gemeente, kinders as 'n voorbeeld gebruik van wat het ons in gemeen. Wie weet wat beteken as ek sê wat het ons in gemeen? Dit beteken wat het ons hier, julle kinders hier wat dieselfde is. OK. So ek gaan 'n paar vrae vra as jy moet jou hand opsteek as jy soveel geld. Wie van julle is in Jim Fouché skool? Steek op jou hande. Die tieners daar agter, julle kan ook klaar. Weet julle wil nie voorstaan as julle daar is. Jy in Jim Fouché skool. Wie van julle is in Chokkies Universiteit? Niemand nie. Wie is in Willem Posma skool? OK. So, ons het ten minste kinders in verskillende skole. Watter skool is julle? Nissie. Wie is in jou Nissie? OK. En jy? Vegan Park. Dit was eintlik die eerste vraag wat ek moes vra. Wie is op Vegan Park? Wie is die meeste? Goed. So, een ding wat ons kan sê is, almal hier is nie in dieselfde skool nie. Wie van julle het bruin oë? OK, so almal het nie bruin oë nie, ander het groen oë of blou oë, of ek weet nie wat se kleur ons nog kry nie. Goed, kom ek vra of julle nog 'n vraagie. Wie van julle hou van skool? Dis ook nie almal nie, so dit het ons ook nie in gemeen nie, beteken almal hier so hou nie van skool nie. Alright, en kom ons vra nog 'n vraag. Wie is die enigste kind in die huis? Het nie 'n boetie of sussie nie. Het almal boeties of sissies? OK, dit lyk my ons almal hier, maar as ons nou in die kerkgebou sou vra, wie is die enigste kinders, dan gaan die definitief wees. So ons weet, dis ook nie met almal nie. Nou die belangrike vraag. Wie glo in Jesus? Steek jou hand op. OK. Liewe gemeente, jy mag ook deelneem aan die wie glo in Jesus Christus. Okay. As ons nou 'n vergadering gehad het, dink ek, ons het definitief 'n quorum gehad, ons sou besluit te neem. So, ek wil hê ons moet daaraan dink, dat ons verskil in die gemeente, almal het nie dieselfde kleur oë nie, ons dra definitief nie dieselfde skoen nie, ons bly nie in dieselfde straat nie, ons is nie in dieselfde skool nie, ons het nie dieselfde werk nie. Ons kan dalk van politieke partye verskil en ons verjaar ook nie almal op dieselfde dag nie. Maar een ding weet ons, dit wat ons hier saambind, is dat ons in Jesus glo, in Christus glo. En dit is baie belangrik. So dankie julle kan gaan sit. Gemeente, kom ons word net so een oomblik net rustig en dink net weer daaraan dat dit wat ons saambind hier, dit wat maak dat ons ten spyte van ons verskille tog hier by mekaar kan wees, mekaar kan groet alweer, mekaar in die oë kan kyk en as 'n gemeente saam kan werk, is dat ons in die Here Jesus glo, God die Vader, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat sy seun gestuur het in 'n opstandingstyd, en ons ook aan Jesus se kruisiging, maar dat hy opgestaan het en dat hy die een is wat ons almal saam het, die een wat ons een maak. Kom ons gee ook 'n verstaan.
Amen. Ons gaan nou 'n lied sing waar ons geloof ook in die Here bely.
Ons skriflesing kom vandag uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Sien in die afkondiging blaadjie het ek gesê tot vers 8, ons gaan tot vers 9 lees. So, die wat die Bybels het kan daar oopmaak, ek het dit op die bord. Ek gaan vandag die 83 vertaling gebruik, 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Voordat ons saam lees, ons bid saam. Here ons Vader, ons hoor die reën daar buite val op die dak. En ons het gehoor, Here, dat die wat in U glo vandag hier saam is en Here dat U deur die Gees by ons is. En daar waar U met ons werk, Here, is daar altyd hoop. Is daar altyd verandering, is daar altyd nuwe dinge wat U vir ons oopbreek in ons lewe en in ons wêreld wat ons lewens verander. En daarom, Here, wil ons nie dieselfde hierdie week ingaan, as ons hier uitstap as ons hier ingekom het nie. En ons weet, Here, ons kan mooi video's kyk oor hoe om anders op te tree, ons kan liedjies luister wat ons raak, ons kan die nuus luister wat ons laat anders dink oor dinge, maar Here, dis U wat harte kan verander. Dis U wat dinge in ons lewe vir ons kan wys wat niemand en niks anders kan wys. En daarom wil ons onsself oopmaak vir U woord en die Gees om ons te werk, ons aan te raak, sodat ons hierdie week, elkeen daar waar U ons stuur, verskil kan maak en 'n getuie kan wees vir U. Bid dit in U naam alleen. Amen. Nou voordat ons lees, ek weet nie wie van julle het al die rolprent Titanic gesien. Steek op jou hand as jy al die een wat Leonardo DiCaprio speel. Daar's 'n ouer een, wil jy nie weet. Dis 'n hele paar. Goed. Maar ek glo almal van ons het al gehoor van die Titanic. In 1912 het hierdie wonderlike skip wat gesê is dis die skip wat onsinkbaar is. Daar's blykbaar mense wat gesê nie eers die Here kan hierdie skip sink nie. Het hierdie skip op die see gevaar met 'n klomp mense, invloedryke mense wat op hierdie skip was, en het uiteindelik in 'n gletsel of in 'n ysberg vasgevaar en het hy gesink. Nou in die rolprent is dit vir my baie interessant gewees om te sien hoe reageer die verskillende mense op hierdie boot met honderde mense op wanneer hulle uiteindelik die tyding kry. Die Titanic is besig om te sink. Die water sypel in van alle kante af en hierdie besef begin land in hierdie mense se harte dat hierdie is die einde. En dan sien ons dat mense verskillend reageer. Daar's van hulle bedaarlik beklei vir reddingsbaantjies, lewensreddingsbaantjies. Ander weer beklei om een van die reddingsbootjies in te kom. En dit raak ook al chaos, want almal hardop vir 'n reddingsbootjie. En in 'n stadium raak die reddingsbootjies min, mense trek hulle vuurwapens uit, begin mense dreig met vuurwapens, jy klim nie in die bootjie nie, hy's klaar vol, of as jy nie uitklim, skiet ek jou, en hulle storm daardie reddingsbootjies, trap op mekaar, stamp mekaar, elkeen vir homself, maar stap in die res. Soveel so, dat in een van die tonele het hulle daai reddingsbootjie so vol gepak en spring mense van die boot op in die reddingsbootjie en gaan te kere dat die hele reddingsbootjie met al die mense uiteindelik opdop en baie van hulle sterf, want water was natuurlik ijskoud, mense het daaroor gesterf. Ander mense weer gebruik die geleentheid van die boot wat sink om die mense waarteen hulle wrok het by te kom. In die rolprent is daar Rose en Jack wat verlief raak op mekaar en daar's 'n kel wat jaloers is op Jack en toe hulle uitvind die boot is besig om te sink, wou kel vir Jack skiet omdat hy nie vir hom gehou het en omdat hy kwaad was vir hom. Ander mense weer op hierdie boot aan die einde as die boot begin sink sê weer Bybelversies op. Dit is 'n mooi stuk van iemand in Psalm 23, deel van Psalm 23 op sê, 'n ander persoon staan op die boot en lees tekste om die mense tot bedaring te bring. Ander mense raak dit net te veel
daar is een van die bemanning op die skip wat uiteindelik met 'n geweer sy eie lewe neem, wat so gespanne is, dat hy uiteindelik net nie meer kan sien nie. En dan is daar ook die mooi daarvan, dat daar toch plekke is waar mense nie net aan hulle self dink, maar wat hulle ook rondom hulle kyk, en raak sien, dat daar mense is in nood wat nie gehelp word. Baie mooi toneel, waar hierdie twee verliefdes, Rose en Jack, 'n kind sien wat in die gang staan en skree en huil, nie weet wat om te doen nie, terwyl die water insypel deur die deure, en hulle besef hulle moet aanbeweeg, hulle moet uitkom, en hulle hardloop terug om die kind te red, en uiteindelik gee hulle die kind vir sy pa. So is daar verskillende mense wat verskillend reageer. Die belangrike punt is, as jy na die rolprent kyk, dan is die meeste mense eintlik op hulle self gerig. Die kere wat iemand anders help is eintlik weinig en ver van mekaar min. Die meeste mense skiet, trap, beklei, iemand het selfs sy plek op die bootjie met geld probeer koop en gesê, maar dan gee jou hierdie pak note as ek op hierdie reddingsbootjie kom. Dit is eintlik mooi in die rolprent, dan vat die persoon, hy gooi die geld so terug, hy sê, hierdie geld is nie my lewe werd nie, jou geld van jou nie hier nie. So mense dink net aan hulle self. En fokus op ek moet oorleef, al moet ek iemand anders in die bootjie uitstamp, al moet ek iemand skiet, al moet ek op iemand trap, oorlewing is al wat saak. Nou, voordat ek dan nou verder die teks lees, gaan ek die kinders geleentheid gee, ek het ook van julle vergeet Marisa, om gou na die G-klas te hoor te beweeg, en dan gaan ons 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 gaan ons saam lees. Sien ek het op die bord opgesê vers 8, maar dit is ook vers 9. Dat is ook nie reg gemaak nie. Net so ietsie interessant oor 1 Petrus 1, eintlik vers 1 tot vers 9. Die mense wat die teks gaan studeer het, strek nogal 'n nou verband met die doop. Party mense sê selfs hier ons dit doen met die eerste prediking, doopprediking of preek oor doop. En die hele idee van dit wat ons nou gaan lees om weergebore te wees, die Here te behoort, loop ook nouweliks simbolies saam met die doop. Maar as ons nou hierdie gedeelte lees, toe ek hierdie weer voorberei het, my gevoel, dit is 'n teks wat iets sê oor wat op die tyd en soveel ander plekke gebeur wanneer mense besef die einde is naby. Kom ons lees dit saam. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy grootste ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan nie, besmet word of verwelk, en wat in die hemel vir julle bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur die geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd openbaar te word. Hemel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder as goud is, of 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, en wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus openbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Net tot sover wat ons saam lees. Waaroor gaan dit hier? Nogal tyd van die woorde is nogal moeilik om met die kop hou om te sien wat die Here vir ons in hierdie teks ook wil sê.
Die eerste vraag wat ons vra, wat ons sien hier is, dat ons herinner word daaraan, dat ons het 'n rede om die Here te loof en te prys en bly te wees. Die woord blydskap kom baie in hierdie teks, in hierdie gedeelte voor. Maar die vraag wat ons ons vra is, hoekom? Waarom het ons rede om die Here te loof? Waarom het ons rede om bly te wees? Wat is dan nou wat ons so bly moet maak? Twee dinge. Omdat hy oor ons ontferm het. Hierdie woord van ontferming is eintlik barmhartigheid en dit gaan gepaard met liefde. So die eerste rede om dankbaar te wees vir die Here te loof en te prys is omdat die Here vir ons so lief het. En dan sien ons die tweede is dan dat hierdie liefde het hy vir ons gewys en dat hy vir ons nuwe lewe geskenk het. Nou daardie nuwe lewe uit die dood opnuut verwek het, is in die oorspronklike taal letterlik die woord wedergeboorte. Met ander woorde, om weergebore te word. Hierdie teks, die Here wys vir ons dat ons het 'n rede, ons het baie rede om die Here te loof en te prys, omdat hy vir ons lief is, en omdat hy ons die geleentheid gegee het, om weer nuut te begin, nuut gebore te word. En as jy nuut gebore word, is die gedagte, jy sien alles in 'n nuwe lig, jy dink anders oor die lewe, jy kry kans om van die oue ontslae te raak, en vars, in die Noord-Kaap het hulle gesê, nat niet, in die wêreld in te kom, en met nuwe brille, nuwe oë na die wêreld te kyk. Hoe? So mense kan vra, die Here het dit gedoen. En in hierdie tyd wat ons dink oor die opstanding van die Here Jesus, is die teks baie duidelik, God het dit gedoen, deur Jesus Christus uit die dood uit op te wek. Om uit die dood uit op te wek, en deur sy opstanding, het hy vir ons 'n nuwe lewe omgegee. 'n Nuwe geleentheid omgegee, nuwe oë, nuwe brille, nuwe manier om na die lewe te kyk. En nou is die vraag, okay, so die Here is lief vir ons, en hy gee vir ons 'n nuwe lewe. Hy doen dit deur Jesus Christus se opstanding en hierdie nuwe lewe moontlik geraak. Maar hoe help dit my? Wat môre moet gaan werk, wat dalk 'n begroting het wat nie klop nie, wat moet werk met dieselpryse en petrolpryse, wat my begroting breek, wat in my verhoudingsuitdagings het, hoe help dit my dat die Here dit gedoen het vir my? Die teks lees ons dat die Here sê die Here sê ons, ek en jy het 'n erfenis, ons as gelowiges, iets om na uit te sien, wat onverganklik, onbesmet en onverwelklik is. Onverwelklik, die woord wat ons hier gebruik is, as 'n blommetjie in die water het, en dan verwelk hy, raak droog, en met tyd gaan hy tot niet. So die Here sê, dit help my dat ek in dit wat die Here Jesus Christus gedoen het, die opstanding, dat daar 'n erfenis is, iets wat ek nou kan uitsien in die toekoms, wat geen diktator, geen oorlog, geen weermag, geen tydsverloop, al is dit eeue, geen buitekrag of mag of aardse mense vir my kan ontneem of kan steel, of dit kan maak dat dit nie so mooi is nie. Nogal in my voorbereiding gedink, dit is soos wanneer jy as kind by 'n vakansieoord of iets was, en jy sien eendag uit om daar af te tree, en as jy daar kom, of jy erf dit, of jy kry 'n plekkie daar, en jy die plek nie goed kan kyk nie, en dan is dit uit tot niet. Die Here sê, hierdie erfenis wat hy gee, die geen moontlikheid dat jy teleurgesteld kan wees, dat dit later nie dieselfde is, omdat dit nie meer daar is. Met ander woorde, op aarde is daar niks in hierdie lewe wat dit kan beïnvloed of wegneem of verander. En dan lees ons dit, gee ons hoop. Nou hieroor wil ek iets sê, julle sal sien in hierdie 83 vertaling, staan daar in die einde van vers 3, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Jy sien dit, einde van vers 3. Nou dis interessant, dis 'n moeilike teks om in die oorspronklike taal te vertaal, want daar staan eintlik dat die Here ons tot hoop
Die wedergeboorte geskenk het tot die wedergebore geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Mense wat hier oorskryf sien dit op twee maniere vertaal. Die een kan sê dit gee jou hoop, die ander sê dit is geskenk tot hoop, 'n lewende hoop, met ander woorde, iemand wat lewe. Nou moet baie eenvoudig te maak. Mense sou dit kon vertaal om te sê, dit gee ons nie net hoop nie, dit is reg om te sê dit gee ons hoop, maar mense sou dit kon vertaal dat hulle sê, dit skep ons tot hoop. Wat beteken, ek het nie net hoop nie, in 'n mate in Christus is ek die hoop. Ek is die hoop wat die Here gebruik om iemand anders hoop te gee. Die Here skep my tot hoop. Hy gee my nie net hoop. So daar's iets in hierdie gedagte dat as ons hierdie goed verstaan en dit my help, dan besef ek is 'n hoop vir die mense daar buite. Nou gaan later weer daaroor sê, maar die Here gebruik my en jou om 'n hoop te wees en gee ons ook daardeur hoop om 'n verskil te maak. En dit alles saam herinner die Here op ons dat in hierdie hele pad bewaar hy ons. Hy is by ons en hy dra ons deur hierdie tyd. Omdat ek glo is ek veilig en bewaar die Here my. Nou is die vraag, hoe moet ek dan daarop reageer? Moet ek daarop reageer dat die Christus se opstanding ek 'n nuwe mens is, dat ek 'n hoop het wat niemand wil steel nie, iets om daar uit te sien in die toekoms, dat die Here by my is veilig, en vorige taal ek is okay. Hoe moet ek daarop reageer? Want die teks is baie duidelik dat die Here sê, eerste plek, wees net dankbaar en wees bly. Want hierdie is geskenk van die Here al. Dis nie omdat ek so oulik was, omdat ek so goed is nie. Dis die Here wat my weer nie laat kyk oor alles en vir my wedergeboorte gee. En dan is dit mooi aan die einde van hierdie gedeelte, dat ons vir mekaar sê, dat as daar moeilike tye kom, want nêrens in dit wat ons nou gesê het, sê die Here, hoor jy gaan nooit reën en donderweer en moeilikheid kry in jou lewe, die verhoudings gaan perfek wees, jou geld gaan altyd genoeg wees, jy gaan altyd finansiëel gedei. En dan sien ons dat die Here deur Petrus ons sê, wat moet ons daarop doen is, wanneer die moeilike tye kom, dan moet ons aan hierdie geloof vashou. Dat Christus vir ons opgestaan het, dat ons nuwe mense is, dat ons 'n erfenis het, en dat ons 'n rede het om bly te wees. 'n Rede het om vreugde in ons harte te hê. As ons na moeilike tye kom, sê die geleentheid, die teks eintlik, dan moet ons dit amper omhels en sê, hier is 'n geleentheid om te groei. Hier is 'n geleentheid om soos goud in 'n smeltkroes geraak te word deur die Here, sodat ek kan leer wat dit beteken om die Here te vertrou. So uitdagings of proewings is eintlik 'n proses van heiligmaking. Heiligmaking in die kerk is maar die manier wat die Here ons help om al hoe sterker in ons geloof te word en al hoe meer te beleef wat dit beteken om die Here te vertrou. En ons mens al dink, maak dit sin. Jy gaan nooit weet wat dit beteken om regtig op die Here te vertrou as jy nie op 'n punt of 'n plek kom waar al jou planne in die hek duik en jy geen antwoord het nie en jy voor die Here op die knie gaan sit en sê, Here, niks anders nie. Dan beleef jy dit. So is iets van dit wat ons kan doen wanneer ons hierdie goed uitleef en dan dit deel van ons lewe maak. Hoe lyk dit prakties in die lewe? Ek wil teruggaan na die skipbeeld. En ek wil jou hê, jy moet saam met my so 'n bietjie jou verbeelding gebruik. En jy verbeel jy is op een van die groot passasiersbote, wie die MSC dink ek het met RSG se mense nou onlangs weer, nie veral terug is nie, het hulle gaan vaar.
jy is op hierdie ongelooflike mooi boot, jy is, kom ons sê, jy vertrek van die Kaap af, dis waar jy die jaar vertrek het, en jy is op pad, ver, na ander lande. En terwyl hierdie boot vaar, het jy 'n geestelike ervaring, wat eintlik werklik vir jou is. Die Here omhaal jou op die boot, en hy kom sê vir jou, my kind, jy is nie net toevallig op die boot nie, jy is my kind, jy is vir jou lief, ken jou op die naam, en hy vat jou in die toekoms in, en hy wys vir jou so helder soos daglig, so duidelik soos kan kom, dat daar 'n dag is wat hierdie boot waarop jy is nou vasmeer in die volgende hawe waartoe jy op pad is. Verbeel jou, dis so 'n wonderlike ervaring dat jy vir die Here sê, Here, asseblief laat ek hier bly, ek wil nie teruggaan nie. Maar die Here sê vir jou, nee, my kind, ek het jou kom wys, sodat ek jou kan terugstuur na die boot, sodat jy daar 'n getuie kan wees, dat die wat in my glo, die wat besef is, en wat verstaan waaroor dit gaan, dat hulle gered sal word, dat ek vir julle die bevestiging gee, dat julle erfenis het, jy het 'n plek waar jy op pad is, en geen beproewing, en geen storm, en geen ding, wat op jou pad kom, op hierdie see, sal julle verhoed nie. Ek gee vir jou die bevestiging, en julle die Here mag nie lieg nie, ek gee vir jou die bevestiging van 'n erfenis, aan die einde van hierdie pad sal jy daar aankom. Nou gaan jy terug, jy is baie lus nie, maar die Here het jou geroep, en jy is begeesterd, jy weet wie jy is, jy weet waartoe jy pad is, en jy weet jy gaan aankom. Maar jy is op 'n boot, waar baie mense dit probeer. En kort voor lank is daar 'n storm op hierdie boot. En die golwe slaan en die donder weer blits. En die mense raak paniekerig, en in 'n stadium is die mense op hierdie boot wat oortuig is hierdie boot gaan sink. En ons sien iets gebeur van dit wat uiteindelik gebeur het. Mense beklei vir oorlewing. Hulle stamp mekaar in die pad, hulle wil mekaar skiet. Elkeen probeer vir ou laaste kompie geld by mekaar maak. Mense probeer mekaar omkoop. Daar's korrupsie, daar's nepotisme, daar's haat, daar's nait, daar's al die slegte goed wat 'n mens op 'n boot sal verwag waar mense weet, nou moet ek vir myself weg. Hoe sal jy anders leef op die boot? As die mense wat nie 'n erfenis het nie weet wie hulle is, nie verstaan wie die Here is, en dat hulle deur geloof gered kan word. Ek dink, jy sal drasties anders leef. Want jy het die bevestiging, dat hierdie nie die einde is nie. Dat hierdie boot nie gaan sink nie, dat die ander kant gaan uitkom, en dat die Here lief is vir die mense op die boot, en dat hy graag vir hulle wil wys, dat as hulle nog glo, as hulle sien dat hulle okay gaan wees, gaan aan die ander kant uitkom. En ek dink as jy een van hierdie droomvideo's so bo die boot sou hê vir 'n paar ure, waar die mense dink die storm gaan hulle nou verswelg, en jy sou dit kon afneem, sou jy sien hoe mense soos afkop, hoenders rondhardloop en beklei en mekaar stamp en mekaar skree, party gaan ander doodmaak en party gaan steel en party gaan dit doen, en die reddingsbootjies wat oorgelaai word. Maar as op hierdie video iemand wees, as jy die enigste op die boot sou wees, wat baie kalm en rustig die mense probeer help, wat niemand kan help nie. Jy gaan vir mense lief wees, terwyl almal rondhardloop en probeer oorleef. Jy gaan vir mense omgee, jy gaan hulle troos, en jy gaan probeer om hulle vertel dat die boot eintlik aan die ander kant kan uitkom. En dat daar hoop is, dat daar erfenis is wat hulle kan hê. Jy gaan probeer om vir mense om te gee, terwyl klomp mense net aan hulle self dit veroorlewing. En wie weet, jy gaan dalk nog in die middel van die storm, omdat jy weet is okay, gaan jy dalk nog 'n glasie wyn met iemand drink en vol blydskap wees, en mense sal kyk en sê, hoe is dit moontlik dat jy so kalm is, terwyl die boot besig is om te sink?
En jy sou kon sê, vandat ek die Here leer ken, het my hele lewe verander. Ek is wedergeboorte, om nou Petrus in teks te gebruik. Kyk anders na goed, ek dink anders na goed. En ek weet ek gaan oké wees. En daarom kan ek self in die storm bly wees, dankbaar wees vir die Here. Liewe gemeente, die realiteit is, ons is almal op 'n boot wat gaan sink. As dit gaan oor oorlewing, is hier nie een van ons wat hierdie reis, die boot gaan oorleef nie. Daar sal 'n dag wees waar my begrafnis gehou word en joune gehou word. Dit kan dalk lank wees, dit kan kort wees, ons weet dit nie eers nie. Maar juis in die opstanding van die Here het die Here gesê, dit is eintlik nie die einde nie. Daar's 'n erfenis aan die ander kant hierdie lewe, wat maak dat niemand die lewe van ons kan steel nie, die ewige lewe van ons kan steel nie. En daarom leef ons as gelowiges anders. Iemand het eendag gesê, ons groot probleem is nie lewe, is nie die dood nie, maar ons vrees vir die dood. En wanneer ek en jy op hierdie boot, en kom ons sê nou maar die boot is die aarde, en baie mense doen profete sê, dis die einde, daar gaan atoombommen vol, en almal dink die ekonomie gaan in die hek duik, en die dieselprys aan die kant toe, daar sal ewig branders wat ons tref, en daar's baie mense wat angstig raak, en net aan hulself dink, en net probeer om met korrupsie, ons ken dit in ons land, net geld te mekaar te maak, om te oorleef, en net aan hulself te dink. Maar ons as gelowiges word geroep, om in hierdie wêreld, in hierdie storms, kalm en rustig te wees. Ons weet dit gaan oké wees, selfs al sou ons op hierdie pad sterf, is ons nog steeds by die Here. En daarom leef ons anders. En ek dink 'n groot deel van die roeping van die kerk, van my as jou as gelowige, is om so te gaan leef. Want die Here sê, ons is niet gebore, as ons dit verstaan, kyk ons anders na hierdie stranders, ons dink anders oor die wêreld, ons kyk anders na die uitdagings, na die ekonomie, na die diesel, petrolprys, na die politieke leiers, die korrupsie en al die ander goed. Ons het 'n hoop, sterfenis wat niemand van ons kan steel. En dit maak die groot verskil. Daarom is ek en jy geroep, op hierdie wêreld, hierdie boot, terwyl 'n klomp mense net vir hulself lewe, om in die liefde van die Here te gaan leef, vir mense te gaan omgee, wat ander mense wat net bekommer oor hoe lewe is, nie 'n saak het nie, vir mense te gaan vertel, daar's 'n manier om hierdie boot, op hierdie lewe te leef, wat maak dat jy anders leef as iemand wat enige oomblik van die boot af kan val, en dink elke brander van die einde wees. Dit is ons roeping in die wêreld. Bevestiging dat die Here ons by ons is, en ons nie alleen ons nie, dat ons die einde klaar gesien het, staan vas, onverwelklik, kan nie weggevat word nie. Ons is geroep om hier voluit vir die Here te leef, omdat ons nie bekommerd te wees oor die boot wat sink, of die einde wat ons kan verswel. Amen. Heer my Vader, ek beleef vir my hele lewe wat ek baie keer ook soos die wêreld skarrel by mekaar te maak, met in myself te dink. En nou kom die woord in die Gees en praat met ons en ek en ons onthou weer, Here, dat ons kan so maklik die punt mis. Ons wil bid, Here, vir 'n wêreld wat soos afkoophoenders op die boot rondhardloop en versamel en beklei en stry. Terwyl, Here, daar in U altyd 'n hoop is op iets wat meer is as wat ons hier kan sien. Omdat vir ons regering, Here, ons sien op die Madanga Kommissie, hoe ons hoofde en ons polisie, baie plekke korrupsie en ander goed pleeg, en dan sien ons daar's arrestasies, ons is dankbaar, Here, maar ons het in ons land so dringende behoefte aan eerlike, opregte leiers, mense wat doen waarvoor hulle betaal word, wat nie net vir hulle self leef nie, wat nie van ander mense vat om hulle self te verryk nie,
mense, Here, wat U ken en iets van dit wat ons vandag in Petrus het gelees het, wat dit uitleef. Here, as ons sulke leiers kom, Here, hoe sal ons land nie anders lyk nie? Ons wil bid, Here, vir elkeen van ons in 'n leiersposisie, elkeen van ons wat ouers is, met kinders uit waar ons opkyk. Here, ons probeer dikwels ons beste, maar ons weet ons maak foute. Help ons, Here, lei ons. Bid vir ons kinders op skole, Here, wat baie besig is met sport, en die skou wat op pad is, en klomp dinge wat in gebeur is. Bid vir mense in die gemeente, Here, wat siek is, wat, Here, in bed lêend is. Ons is ook dankbaar vir die waarvoor ons bid, en wat U wonderlike maniere uit ons gee. So bid vir die gemeente, ons wil bid, Here, dat ons op hierdie lewensboot 'n baken van hoop sal wees. Here, dat ons nie net sal sê, ek het hoop nie, maar dat ons ook sal sê, ek is partykeer die hoop vir die mense wat my pad kruis. Help ons, Here, om hierdie week, in ons uitdagende tye, en al die storms wat ons gaan tref, die waarvan ons weet, en die wat ons nie van weet nie, hierdie week, uit hierdie diep geloof, en hierdie veilige sekerheid te kan leef, en om so in 'n wêreld uit te staan, verskil te maak en te getuig. Ons bid dit in U naam, Maria. Amen. Ons gaan nou staan vir die uitstuurlied, en dan bly ons staan vir die seën. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees. Amen.